Jesus se lyding voor die Joodse Raad vorm 'n kerndeel van die kruisigingsverhaal. Jesus is gevange geneem en nou moet hy verhoor word, skuldig bevind word en hy moet die doodstraf kry. Die proses begin by die Joodse Raad. Van hier af moet dit na die Romeinse owerheid, omdat hulle alleen by magte was om die doodstraf te gee. Kom ek gee die volgende ter agtergrond. Jerusalem en die hele Judea was, soos die grootste deel van die destydse wêreld, onder beheer van die magtige Romeinse ryk. Hoewel hulle deur hulle goewerneurs in elke provinsie polities met 'n ysterhand regeer is, het elke volk redelike vryheid gehad om hulle interne sake te bestuur. Die Joodse godsdienstige struktuur het dus bly voortbestaan. Wanneer daar 'n onderlinge saak was, die Romeinse owerheid hulle nie te veel daaraan gesteer nie. Behalwe as dit, soos ook in die geval van Jesus, tot massa-onrus gelei het en die orde van die samelewing in gedrang gebring is. Dan het die keiser betrokke geraak en moes die Jode weet dat hulle met geen genade behandel sou word nie. Dit was nog donker wanneer Jesus voor die Joodse Raad verskyn. Matteus verhaal net die een verhoor, vers 57 van hoofstuk 26. Die mense wat vir Jesus gevange geneem het hom weggelei na Kajafas, die hoëpriester, waar die skrifgeleerdes en die fariseërs by mekaar gekom het. Die Joodse Raad of Sanhedrin het formeel uit 70 lede bestaan, plus die voorsittende hoëpriester. Hulle het die regterlike en administratiewe verantwoordelikheid van die Joodse volk hanteer. Dit was hulle plig om volgens die wet van Moses die samelewing te bestuur. Hulle het die wet geïnterpreteer, hulle het regterlike uitsprake gegee waar mense die wet oortree het. Alles wat in daardie aand gebeur het, dui op die deurdruk van 'n vooraf bepaalde agenda en eintlik reeds vonnis. Daar moes so spoedig en effektief moontlik van Jesus ontslaag geraak word. En daarom is die verhoor vol onreëlmatighede en ongeregtigheid. Ek noem 'n paar sake. Die raad mocht nie in die nag vergader het nie. Daar mocht nie op 'n Sabbat of 'n feesdag vergader word nie. En daarom moes alles die Vrydag afgehandel word voor die Sabbat Saterdag. Dat dit op die eerste dag van die fees van die ongesuurde brode was, het blykbaar nie saak gemaak nie. Tevens die regulasies het bepaal dat 'n verhoor waarin die doodstraf gevel word, nie korter as 2 dae mag plaasgevind het nie. En daarom mag 'n verhoor nie binne 2 dae van die Sabbat of 'n feesdag begin het nie. Die reël dat daar 'n dag na doodsvonnis gerou en getreur moes word ook nie in ag geneem nie. Wat moet gebeur en dit moet vinnig gebeur. Die Joodse Raad kon in daardie tyd slegs teoreties doodsvonnisse vel, maar dan moes dit deur middel van steniging, verbranding, onthoofding of verwrig geskied het. Kruisiging was 'n Romeinse manier van teregstelling. Jesus was in hulle oë dus reeds die dood skuldig. Maar die verhoor moes nog plaasvind, sonder 'n aanklag. Daar was ook nie getuies wat ooreengestem het nie, en die doodstraf kon nie plaasvind as daar nie ten minste 2 getuies is wat saamstem nie. Die klagstaat word in die verhoor 3 keer gewysig. En uiteindelik word Jesus met 'n eed gedwing om iets wat waar is, maar wat hulle as godslasterlik beskou te sê, naamlik dat hy die Messias, die seun van God is. Daar vind ook nie 'n bespreking hieroor plaas nie. Die hoëpriester lewer die uitspraak. Die raad word inderhaas, waarskynlik met vooraf reëlings bymekaar geroep, sommer by die huis van Kajafas, wat moontlik ook die huis van die invloedryke skoonpa Annas, die geëmeriteerde hoëpriester was. En al hierdie onregmatighede, al hierdie blaatante onreg vind plaas by die verhoor
van Jesus Christus, die Messias, die Seun van God. Hy beleef dit. Hy weet alles. Die onreg skreeu ten hemele. Dit word Jesus aangedoen. Die Messias, die gesalfde, die regverdige koning, die ewige profeet, die volmaakte hoëpriester. Goeienaand.